Is dit lekker? Ja, dis baie lekker. Lekker scramble eier met minsies. Nou gaan pa 'n bietjie vis vang, hoor. Ons gaan nou 'n bietjie vis vang, saam met oom Johan de Klerk. Daar sê, dis baie lekker, né? Ja, swinkies. Oebre, oh, op. Môre kaptein. Lekker geslaap? Nee, ek het lekker geslaap, maar as jy drill moet jy toch weten. Vra om verskoning kaptein, ek is 20 jaar, 40 jaar oud. Nee, jy drill soos 'n chef. Môre. Hy was 'n chef. Nou wys 'n bietjie. Laat ek jou wys hoe moet dit gedoen word. O, okay. Sien Frik, dis die verskil tussen 'n soldaat en 'n man wat hom vlieg. Môre. Lekker geslaap? Lekker geslaap, dankie. Frik, ek gaan maar op my gevoel meng. Ek weet die eerste ding wat in 'n ou se kop opkom as jy by so 'n vreemde plek kom, die water wat ek gebruik, bring ek my eie water saam of gebruik ek die dam se water? Dit werk maar weerskante toe. Ek sê altyd as dit skoon mooi water is in die dam, jy hoef nie 10 en 20 meter in te stap nie. Soos hierdie geval is, ek het regtig op die kant gestaan en silwer skoon water geskep, so ek sal nie water bring van die huis af nie. En ook die dam is 'n kunsmatige dam wat elke dag water invloei, uitgepomp word, vanaand weer nuwe water. So alles hier is kunsmatig, so dit wat ek doen maak nie regtig vreeslik saak vir die visie nie, solank as wat ek net so naby aan die natuur hou as wat ek kan. Ek gaan ook nie afmeet vanoggend nie, ons is 'n groepie wat saam gaan hengel, so ek gaan sommer op my gevoel vir ons voer aanmaak. Johan, en jy is besig met die bamboester, né? Ja, ek het die sak bombooster oopgemaak en sommer die hele sak ingegooi. Omdat ons 'n klomp hengelaars is wat dit gaan werk met dit. Vir my is net belangrik terwyl ek my voer maak, die tekstuur is gewoonlik die ding wat die belangrikste is vir ons vir 'n dag se hengel. En om die tekstuur reg te kry, moet ek dit belig. Dis maar soos deeg maak met koekies bak of goed. Dit is dieselfde beginsel. Jy wil dit nie te sag hê nie, jy wil dit ook nie te droog hê nie, maar jy wil die beligting binne in jou beslag goed hê, sodat dit die heel dag kan hou. So julle sal sien, ek werk hom nou maar redelik goed deur. En wat die lekker is van die bombooster spesifiek, is een van daai voere, as jy hom klaar gemeng het, is hy ook sommer onmiddellik reg. Jy hoef nie vir hom vir 20 minute maak staan nie, hy is onmiddellik ryp. Die meeste hengelaars sal die voer laat staan vir 20 minute. Dit is eintlik maar net om te kompenseer vir jou menslike fout om dit aan mekaar te sit. As jy die voer regtig goed meng en jou gevoel is reg, die water en voer verhouding. Hier kan julle sien het ek het nou gemeng, so 'n klein bietjie gebrei en daar's 'n perfekte bal reeds klaar om te gooi. So jy hoef nie 20 minute te wag as jou beslag reg is nie. As jou beslag nie reg is nie en jy twyfel, maak dit 'n klein bietjie te nat. Meng die voer en laat dit staan vir 20 minute en dan trek hy self en hy trou met homself. In hierdie geval het ek deur die mengproses en die beligting het ek dit klaar reg. Jy kan enige plek hier 'n bol vat en jy hom so 4 of 5 drukke gegee het, kan jy hom maar net aansit en hy sal reg wees. Klaar, perfek reg. So dit is nie nodig om die 20 minute te wag nie. Die ideaal is as jy nie 100% seker is nie, wag jou 20 minute dan is jy veilig. Johan, ek het my katrolle maar nie so vol gemaak nie, want ek is maar altyd versigtig vir die windknot, maar ek sien jy sit sommer nou ordentlik lyn op, né? Frik, ja, windknots, daar's 'n legio redes. Die heel eerste rede sê ek altyd gaan soek die fout by jouself.
as jou tegniek verkeerd is en as nie 'n egale getrek van die strop na die aak van die stok na jou hande toe nie, dan veroorsaak dit windknope. Baie keer is hierdie oogie die oorsaak van windknope. Baie keer is die step-up van jou leader na jou hooflyn toe. So daar's 'n klomp redes vir dit. Dit kan wees vir katrol wat dalk te oorvol is, of wanneer jy oprol dat jy dit nie egalig konstant hou nie. So of jy 'n vis speel en of jy net gewoonweg optrol, jy moet altyd die tension op jou katrol dieselfde hou met die gedagte dat wanneer ek weer gooi, laat ek nie windknope gooi nie. So daar's 'n klomp goed wat 'n oorsaak speel en selfs katrolle wat al bietjie verweer is of nie hoë kwaliteit is nie, wat nie egalig oprol nie, veroorsaak ook windknope. So windknope is 'n probleem waar ons almal mee sit, maar as jy dit reg bestuur, behoort jy op 'n dag regtig nie een enkele windknoop te kry. Johan, ek sien jy sit jou tolletjie in die water. Party mense sê jy moet hom reguit hou en jy of 'n ou moet maar 'n skroewedraaier deur hom druk laat hy afrol. Die watergedagte, Johan, om hom in die emmer. Die rede hoekom ek dit in die water sit, die water bied 'n natuurlike weerstand, dis 'n onmiddellike smeermiddel terwyl jy oprol, want jou grootste gevaar is lyn word warm en dan brand jy hom af in die oprolproses. So as jy hom in daai emmer met die water sit, ek het by die huis het ek so 'n finetjie magiek gebou waarin ek die spoelietjie sit sodat hy die heeltyd net egalig afrol. Want jy wil nie hy moet rondspartel so om die bietjie kant, bietjie daai kant, want dan wen die lyn op en dit maak weer windknope. So die water speel 'n belangrike rol vir die weerstand. Hou dit nat, hy gaan deur die oogies, hy hou die oogies nat, en dan kan jy lekker tension op jou vingers hou, want dan van daai water kom op jou vingers ook. So dit het maar 'n veeldoelige rol wat amper onmoontlik is om dit reg te doen sonder die water. Nou sommer so vir Johan, wat hy maak nou sy eie deegie, maar hy sê hy maak hom aan, laat ek net kyk, hy maak hom aan met snowflake, want hy sê dit is maar 'n bygeloofie by hom, né? Ja. En ouens moet maar, hengelaars moet maar so 'n bietjie 'n bygeloofie om te sê ek gebruik Iwiza en die ander ou gebruik snowflake. En nou kom ons kyk wat maak hierdie deegie vandag. Ja, ek weet baie ouens mag gebruik enige koekmeel. Ek gebruik spesifiek snowflake, too fresh to flop. Okay. Die golden cloud, ek kan nou glad nie dit afkraak of iets nie. Dis maar my bygeloof in die lewe. As dit nie snowflake nie is, is dit nie reg nie. En ons het nou gewoonlik altyd 'n soet wit deegie gemaak en vanoggend het ons nou nie suiker nie. En toe besluit ons kom ons maak 'n sout deegie. Ons het hom nou nie heeltemal laf gemaak nie, ons het net 'n klein bietjie sout bygesit. En nou probeer ons maar net die deegie deurwerk dat ons 'n mooi sagte tekstuur het sodat ons hom kan gebruik heel van die word go af. Johan, 'n vraagie, dit begin al hoe kouer word. Sal jy jou deegie van somer na winter 'n bietjie verander, stywer maak, slapper maak? Frik in die winter, kom 'n ou weg met 'n sagte deegie baie maklik, want onthou die water is baie koud, daai sagte deegie bly net so sag soos hy is. In die somer as jy daai baie sagte deegie aansit, in die water kom in die warm water, dan word hy nou nog sagter. So ek weet ek sal eerder speel met grootte, want my deeg is maar altyd sag. So ek speel eerder met die vorm en die grootte en die dikte en die lengte van die deegie. En ek weet daar's ouens wat nou vir jou gaan sê, ek moenie met jou hande aan die deeg vat nie, maar ons is nou hier by die water en nie lekker omstandighede nie, so ons gaan nou vanoggend daai manne laat grill 'n bietjie wat sê, moenie met jou hande aan die deeg werk nie, maar ek het groot geword langs die water en gehengel, my familie was hengelmense, en as kinders het ons sommer eiergeel en koekmeel, en dit so gedoen, en ons het net so baie vis gevang soos vandag wat ons glo, moenie aan die deeg vat nie. En daar kan jy sien, is 'n perfekte deegie, daar's geen aan my nie in. Kyk hoe sag is hy, jy moet mooi vat en rol. En nou gaan hy banksakkie toe. Hierso. Dan ek net vir jou vra, jy het nou suiker gesoek en ons het nou nie suiker nie. Ek kan vir jou natuurlik, maar jy wil seker nie kleur in hê nie. Nee, want ek nie nou Want kleur ek nie. het byvoorbeeld nou, ek het sweeties, wat 'n pink sweet soet is met Yes. Flora. En ek het vir jou honey Flora wat 'n heuning
Ja. sit heuning is met flora, maar jy wil hom wit hê, Jy nee. sien die gevaar wat ons het is, ons is die eerste keer dat ons by hierdie venue is, ons kon geen inligting van die venue kry nie, die woord wat hier is, ouens sê hulle was al baie, hulle het nog nooit 'n vis hier gevang nie, so ek gaan nie risiko's vat nie, as jy geur, moet jy weet, daar's method to your madness, in hierdie geval gaan ons niks geur nie, ons kan later ietsie bysit as ons rigting het, maar op die oomblik het ons geen rigting nie, en as ons nou 'n heuning of 'n floro bysit, dan is ons vas, ons kan niks anders doen nie. Miskien wil hierdie water, en ek persoonlik dink geel gaan hierdie ding doen, maar dis ook net my gedagte, my gut, kom ons kyk as ons begin hengel. Lekker klompie inligting wat Johan vir ons gegee het, en hier gaan nou die mannetjie in, om te kyk wat is hierdie dam wat nêrens wil byt nie. Vis wat nie wil byt nie. Pragtig. Baie naby aan die kant of redelik. Ons kyk 'n bietjie wat maak hy daar. Johan het Prozac, naaltjie besluit en pineappel, maar pineappel op die een en naaltjie op die ander ouetjie. Nee, hy gaan hoor. Hy gaan asseblief. Daar sy, pragtig. Daar sy, netjies. Johan, ek sien jou polismanne is amper teen die water. Sê vir my, is dit jou geloof? Is dit reg of is dit hierdie dam om hom so te maak of hoekom nie stywe lyne nie? Die veilige opsie is altyd paplyne. Stywe lyn kan 'n vis pla met aas op te tel en hom afskrik, terwyl paplyne is die veiligste manier, is gewoonlik die een wat die vis die meeste onverhoeds trap. Maar as jy by 'n venue hengel waar die vis goed byt, jy ken hom en stywe lyne pla hulle nie, dan is daar niks fout met stywe lyn nie. Maar as jy langs die oewer afstap op 'n Suid-Afrikaanse kampioenskappe, gaan jy 98% van die ouens skryf dit met paplyne hengel, en as ek sê pap, as jy daar na my polismanne kyk, hoe nader aan die water, hoe beter, en dan die ander ding is ook, jy identifiseer 'n byt met 'n paplyn, soveel makliker as met 'n stywe lyn. Nou gesien, daai enetjie het nou 2 cm gesak, want hy lê in die water. So al wat ek nou doen is, ek tel hom nou weer net 2 cm uit, nou lê hierdie ene weer in die water. Ek sal hulle so nurs, want die geringste wat 'n vis nou daai polismandjie optel of teruggooi, sien jy dit op 'n stywe lyn, en veral as dit 'n bietjie winderig raak, sien jy dit baie keer glad nie raak nie, dan mis jy buite, in die meantime is jy naby aan die regte plan, maar omdat jy nie die buite sien nie, mis jy daai plan, en dan begin jy jou plan weier maak, en dis bloot net omdat jy nie gesien het wat voor jou in die water aangaan. Ja, hierdie 2 stokke 13 voet pinpoints lê 'n bietjie daar na die riete, hierdie ouetjies gaan Johan net so naby gooi. Dan bou ons maar 'n kool. Die ander stokkie is natuurlik daar oor die bosse. Daar na die damwal toe of na 'n wal toe. Ons het ingesit 4 stokke vir die karpe, maar toe sê my kop vir my, ek dink nie is regtig karp lewe nie. En toe besluit ek om net te bevestig, toe gaan ek met hierdie stok, en ons het 'n boerstroppie gou gebou en uitgesit. En hier kom die eerste babertjie uit. So ons sal nou met die ander stokke probeer ons teorie bevestig rondom die karp lewe, maar ten minste weet ons hier is daar 'n vis in die dam. Son speel nou nie saam nie. Druk hom oor. Om aan die naald nat te skuif die wurm maklik oor. Dis belangrik. En dan is dit nou net daai eerste paar segmente van die wurm oor die knoopie te kry. Druk die knoopie deur, rol hom maar net in. Regte knoopie en so voort. Dan hou jy hom maar net so, as jy tevrede is. Maak hom los, belangrik spoel dadelik die wurmnaald af, sodat hy nie grond op hom droog word nie, want die volgende rond is 'n wurm haak dan op daai grond vas. My vanoggend opvallend toe ons hier aangekom het, ek meen in 'n dam soos hierdie, alles lyk perfek en gesond, maar hier's nie aktiwiteit van vis nie.
Ons kry een dooie vis langs een dooie voël langs die water lê wat gisterand gevang is deur 'n roofdier. Vir die dag het ek 2 karpe daar teen die rissies sien speel. So die is nie 'n gesonde ekologie nie en dis nie ek dink die feit dat dit 'n boerderydam is, hy het nie natuurlike invloed nie, hy het nie natuurlike uitvloei nie, hy word kunsmatig volgehou. Daar's geen voëlaktiwiteit op hierdie dam nie. Ons het vanoggend 2 of 3 malakaites gesien. Daar het nou 2 bleshoenders kom sit. Verder gaan nie niks aan nie. So jy kan nie verwag dat die vislewe moet normaal wees in hierdie omstandigheid nie. Dis net abnormale omstandighede. So die vis gaan ook abnormaal wees. Jong, ek het nou net besluit, luister nou na al die raad en goedes. Verskriklik interessant, maar nou sit ek en Red, nou hengel ons nie. En op die einde van die dag voel ek net eers, maar ek dink ons het iets om te bied. Want ons soek nou karpe, en daar word nou dinge gesê oor verskriklike interessante dinge, hoekom daar nie karpe is hier nie. Maar kom ons kyk nou, hier het die stok na 6-8 minute, het 'n vicious spring gegee, maar ek het ook gesien dat hy omtrent in 2 meter water op. So kom ons kyk of dit miskien 'n karpie is. Maar nou is die Macpac in aksie. Johan nou daar heerlik sit en ontspan na al sy harde werk. Hardloop ou Skreebek. Ja, hy voel 'n klein bietjie beter, maar ons is Skiet besig om die babers uit te roei in die dam. Ons praat nou net van babers en ons wonder of hier dalk ook maar nie so baie babers is nie, maar nou sit ook nie baber bytyd eintlik nie, né? Ja. Maar die manne hier in die omtrek, om hengel hierdie dam, het nog nooit 'n visie gevang nie. Bedoelende 'n karp, hulle het babers al gevang. Maar Johan se gedagte is dat hier dalk nie karpe is nie, dat die bass, want hierdie is een van die grootste bass kompetitiedamme wat daar is. Nou wat kan 'n ou nou sê daarvan, né? Dat die bass dalk hier amok saai. En die ander ding is, weer eens noem ons dit maar net iets wat ek nooit aan gedink het nie. As jy hier rond kyk, hier's nie 'n voël van 'n dag oud nie. So, hier's nie kos vir hulle eintlik nie. Ek sien, dit lyk baie snaaks, lyk amper soos 'n bass. Baber. Nee, is weer 'n baber. Wat klein nogal, maar nee, dit lyk vir my ou gaan nou maar babers hier optel as jy aanhoudend met 'n dinge sengel, maar hierdie kan hierdie plaasmanne dalk besig hou, né? Ek kom net uithaal, dit is nie 'n slegte baber nie. Nou, ons vang nou met lang wurms, so dink hy sal maar seker kom na die sê. En hierdie dam van julle lyk my het net babers. Dit lyk my so. Johan het alweer hier 'n baber beet. Julle manne moet maar hier kom babers vang. En ek is so lief vir die babers. Want daar breek uit die water, dis nie normaal vir 'n baber nie. So dit kan dalk iets anders Ja, wees. ek sal bly wees as dit is. Nee, is maar net 'n groter baber. Veldskoen. Veldskoen. Lekker blesbok worsie gemaak hierso. Hy is saam met varkvet gemeng en gestop. 'n Vriend van my, hy jag gereeld, toe sê vir my, Bena, ek bring vir jou 'n stukkie wors, probeer dit daarso saam met die manne wat daar by julle kom hengel. So ek is self half opgewonde om te proe die worsie. Aan die worsie kan sit. Baie sappig. Baie sappig. En ek dink dis nou daai lekker varkvet wat hy saam met die blesbokvleis ingesit het. Nee, die manne ken van. Dit lyk baie lekker, lyk baie sappig. So as ek net gou die broodjies kry, Dankie man. Kan ons 'n broodjie gou bou. Julle bederf ons vreeslik. Kan ons proe. Dit gaan nou heerlik wees. Verskoon maar my hande, maar dit is Daar's nie foute nie. daar's nie foute nie. Vir Johan dag gee gou. Dankie Ben. Dankie. Kom binne, sou hierdie lepel maar daar. Gooi vir jou 'n bietjie, ek gooi die lepel vir jou vol watermater. Dit is beter dat jy dit self maak.
Sê, al is hy bietjie So mooi. een van hulle. Een van hulle. Kom ons gee vir jou duivelsdrek. En ons gooi vir jou 'n duivelsdrekkie. Duivelsdrek. Daar sê. En dan gee ons vir jou hierdie Super Macpac se garlic. Bietjie lekker dik man. Daar sê. OK. Garlic. En dan vat ek gaan omdat daai lepel nou vuil is. Ek gaan net vir jou so 'n mespuntjie van hierdie wit poeier. Die wit poeier. Meng hom net bietjie daar met jou lepel. Net die bietjie meng, ja. So alles is nou een, né? Dis 1 eetlepel, 1 eetlepel, 1 eetlepel, alles behalwe nou die wit poeier, né? Maar voordat ons nou ja, die wit poeier so mespunt Dis reg. en dan net alles bietjie mooi goed roer, dat Ja, alles so. net bymekaar kom. Hierdie is nie koekmeel of semolina nie, dit is bruismeel. Bruismeel. So hy gaan nou yskas toe van anders te bruis hy. Anders jy te weet. bruis, ja. Dan word hy te sag. OK, tel hom nou lekker vol lepel. Vol lepel, daar sê. En dan gooi jy hom in en jy begin hom net vir my meng. Kom net so 'n bietjie stadig ingooi en begin dan meng so. Mooi in die hoeke inwerk want dit Ja, nee, vat hy's maar altyd geneig om in die hoeke vas te Nee, hulle sit. wil almal na die vissebek toe gaan en dan na die vissemaag toe. Net so. En Ben jy kan sien hy bly 'n pasta, né? Hy bly absoluut op pasta. Alraai, dan kom ons vat hierdie ouetjie. Nou maak jy die lepel net gelykvol, OK. Kom ons maak hom gelykvol. Gelykvol. That's it. Net Nou so. skiet jou man. Bly maar die hele tyd meng. Nou jy meng hom en ons gaan nou vir die videokamera wys hoe lyk die. Wys bietjie vir die videokamera as jy meng daar, Benny. Nou kan jy sien hy kom van die kant af. Hy maak net so 'n klein trekseltjie, né? En so moet jy maar die hele tyd net dat Nee, alles hy's nou, maar wys net bietjie vir die videokamera wat het jy daar? So roer hom maar so 'n bietjie as jy kan, dat Red kan sien wat doen jy daar. roer maar die hele tyd so van kant na kant. Maak Okay. seker jy kry alles ter. Ja, so nou vat jy hom en jy skep alles op hy lepel. Is eintlik nog 'n papery so, voel jy? Ja, ek moet eintlik nog 'n bietjie Nee, meel. nee. Is dit Skep reg? hom. Wat daar sê, skep hom vir my en sit hom vir my lepel en al hier binne in hierdie ou. Okay. Skud ons hom net so 'n bietjie en nou moet jy hom net daar afvat. Vat hom net daar af. Daar sê, daar val hy nou. En doop nou daai ouetjie. Kom ons sit maar hierdie weg. Nou kan jy lekker sit. Nou haal jy hierdie ou uit. Jy kan sien hy trek en goed is Hy nog, doen né? ja. Maar wat 'n ou nou hier doen, ek wil net dit vir jou mooi wys. Kan hom maar so 'n bietjie in die meel dop, want ek maak altyd 'n teelepel. Maar kom ons kyk nou, jy vat hom en jy maak van hom 'n ronde bal, maar saggies. OK? Want die oomblik wat jy hom nou hard druk, druk jy al die goed in jou hand vas. Dis reg. Ja. Maak 'n bolletjie met hom. Maak 'n lekker balletjie met hom. Kan jy sien my hande bly absoluut skoon. Skoon, ja. My hande bly skoon, laat ek hom hier vir het wys. En dit is amper of hy terugbeklei of hy begin dit so terugdruk na jou toe. Maar so verder ek nou gaan met hierdie ou, hoe meer sê hy vir my, hoorie, ek word al hoe natter en ek gaan begin aan jou hande vaslou. Ek sien ja. So wat ek doen is ek sê, OK, doop hom maar net lekker hier in. En dan gaan ons weer. Maak 'n bolletjie, maak 'n balletjie, maak 'n slangetjie en nog so. En so kan jy hom nou, ek wil nou dit vir jou gee. Hy's nog nie reg nie, maar ek wil hê jy moet hom saggies. Daar sê, begin hom nou voel, kry die gevoel in 'n nie te hard nie. Ek sien hy's te hard want jy begin mors in jou hand. Ek sien hy begin so vaspak. OK, gooi hom dan hier in. Daar sê, gooi hom daarin. Dit is wanneer jy hom te hard te hard druk. Okay. OK. Want jy moet nou lekker met hom werk sodat hy 'n absolute sagte spookasempappie kan wees. OK? so Saggies weer tussen die hande. Daar sê, roer hom net so en dan weer 'n bolletjie, 'n wurmpie. Kan jy voel hy begin half kan of voel, of hy vir jou sê, hoorie, ek druk terug. asof hy amper reis. Ja. Right, nou weer 'n bolletjie en 'n bietjie harder druk. Maar as jy voel hy begin nat word en hy begin jou hande Dan vuil maak, begin hy nou weer laat dan gooi hom maar net weer hier in. Dis nou net omdat dit 'n eetlepel van alles is, nou gaan hy natuurlik 'n bietjie meer vat, okay. Wat sê jy? Dis dam nommer 3, maar Boeta, Sunnyside, hier spring die visse daarom maar vir jou laat die hoenders hou. So kom ons hoop ons gaan vandag lekker hengel. Ons gaan daar op die damwal staan en van daar af hierdie visse bietjie tackle. Interessante goed gaan vandag gebeur.
Nou ja, ons is vanoggend hier so by Sunnyside Dam en wat vir my baie lekker is natuurlik die weer het so 'n bietjie toegetrek en ons slaap vanaand nou hier. Maar Johan, wat ek nou hier sien is unbelievable. Ek kan nie die kringe tel wat hier gebeur nie. Nou vertel jy bietjie van gister, die kontras wat ek nou sien toe op die grondpad afkom, of ek en jy gaan saamstem oor sekere dinge. Jy het frik toe ons nou die aand aanry. Dit was so half skemer. Toe ons Winterton nader hier deur daai passe gaan. Toe stop ons en ons het gaan foto's neem want die idilliese maan wat daai laatmiddag geskyn het was net fenomenaal. Jy weet, dan besef ou hoe groot die Skepper is en die waterryk area. Jy kon aanhoudend van een dammetjie na die volgende ingaan. En dan kry ou sommer hierdie opgewondenheid in jou want hierdie wêreld moet lewe van vis. En gisteroggend het ons nou met vreeslik bravade gery na die dam toe waar ons was en weer eens, dit was hierdie besonderse natuurskoon, hierdie pragtige dam, maar toe ons daar kom, toe sê ek vir julle, die maan is nie in ons guns nie, mens moet nie met die maan gepla wees nie, maar in hierdie tipe wêreld waar ons is, gaan die maan 'n baie groot rol speel, en die maan was beslis nie positief verhengel nie, en toe ons daar stop, die feit dat daai dam 2 meter, en miskien dalk 3 meter op plekke is, maar oor die algemeen dink ek is plekke waar jy sal deurstap, en toe het ek vir julle gesê, ons gaan ons alies afsukkel hier vandag, want daar was nie voorlewe nie, die ekologie het nie gesond gelyk nie, dis 'n kunsmatige dam, hy het nie 'n normale invloei nie, hy het nie 'n normale uitvloei nie, en nou kom ons 'n dag later 10 kilos verder, en ons kom stop hier, en daar's net nie 'n manier vandag, as jy 'n stok in hierdie water gooi, gaan jy vis vang. Want kyk die ekologie, hoor die voorlewe, kyk die voëls, kyk die vis, kyk die aktiwiteit van die plante groei binne in die water in. Die dam het 'n invloei, hy het 'n oorvloei, as hierdie dam vol raak, vloei hy letterlik net hier oor. So, jy kan in 'n kwessie van 10 kilos uitmekaar uit, van geen vis, ons moes gister skarrel om 6 of 7 babertjies uit te krap, ons kon nie 'n karp van 'n dag uitkry nie, en vanoggend kan ek nou vir jou sê, hier teen 12 uur gaan ons elkeen 20-30 vis hê. Dis net 'n eenvoudige som om te maak. So, soms maak 'n ou die oordeelsfout om na 'n venue toe te gaan, wat dit net nie moontlik is nie. En dan kom jy kere uit soos hierso waar, ons gaan nou vandag nou sommer net visvang geniet. Ja, kyk die ou wat ons nou genooi het, is nou 'n Ben, en Ben het werklik gesê, Ben kom, sê sommer hallo, hier so kom staan sommer hier langs my man. Ben, welkom by ons video gesprek. Ben het 'n ding gehad wat ek dink al ons manne het 'n probleem mee. Jy kom by 'n dam, jy het jou voer, watter voer jy ook al gebruik, jy het jou dippies wat jy gebruik, en jy kom net nie reg nie, en hier's Ben hulle wat nou hier groot geword het, en om die vaderslandsliefde kan hulle nie in daai dam vis kry nie. Hulle kry net nie 'n karp gevang. En op die einde van die dag, wat gebeur nou met hierdie ou? Hy begin by homself dink, maar ek kyk tydskrifte, ek kyk na al die raad wat die ouens gee, maar kom nog nie reg nie. En dan is dit 'n ou soos jy, wat op die einde van die dag na dinge kyk wat ons ouens eintlik glad nie van weet nie. En min hengelaars weet daarvan, en die wat daarvan weet wil nie sê nie. Maar in elk geval, die babertjies wat daar was, ons het 'n goeie deel van omtrent 8 babertjies gevang. So kom ons sê so, ons was nou suksesvol, want dit wat daar was, het ons gevang. Maar daar is groot karpe soos jy sê, en 'n ou sal weer wil terugkom in daai, jy het twee groot karpe daar tussen die riete sien speel, maar daar's baie bes. En ek verstaan volgens Johan en volgens julle ouens, dat daai tonne bes in die water, want dit is 'n besdam daai, né? Kompeterende besdam. Die bes vreet al daai karp eiertjies en goeters op. Nee, en ek weet, dis wat die uitdaging van hengel so lekker maak. Ek sal graag na daai dam toe wil teruggaan, maar nou wil ek gaan huiswerk doen. Ek wil gaan kyk na die stand van die maan. Ek sal graag met die boer wil gesels om te hoor wanneer is nie sy piek water in en uitlooptye nie, sodat die dam 'n bietjie gestabiliseer het. En dan die spesifieke gate gaan teiken binne op daai venue, want daar is groot karpe, hulle is net min en jy gaan hulle moet uitoorlê. Maar as jy net 'n Saterdagoggend het om te gaan hengel tussen daai dam en hierdie dam, dan ry jy na hierdie dam toe. Maar om daar te gaan sit en weet op 'n middag of so, dit gaan nie werk nie. Daar gaan jy strategies moet beplan vir 'n dag of 2. En daai groot karpe is daar's nie baie nie.
mee gaan hulle vang. Dis nie te sê ons gaan hulle nooit vang daar nie, maar vandag is nou sommer nou 'n uitdaging sommer vir 'n lekker oggend by die water in 'n klomp visse. Baie wurmpie Johan, Nee, floutie. floutie. Ons gaan vir hulle nou kry die karpe. Gesond is hierdie water. Is lekker diep hierso, né? Dis 'n waber. Ag, ek het nou so gehoop. Jy's net babers, né? Vader ons. Nou ja, ons is by dam 3 en ons bly net hierdie babers vang. Maak nou nie saak hoe wat of waar nie. En dit is nou maar dit. Dis nou maar 1 2 3 4 5 en 6. Tog ons laat ons maar teruggaan na die ou storie toe. En daar hardloop hierdie stokle, jy kan nie glo hoe hardloop die trek die polisieman nie. Weer 'n baber. Probeer van daai kant af neem dat Johan nie in die son. Daai gras maak reep op hulle eie. Nou, hy staan mooi daar. Dit is net Johan, dit is 40 Nee, baie diep. kilometer. O, Okay, jy moet hom probeer gaan haal want daai grasse gaan my wen. Ek is op die max van daai tyd. Dit is nie die verkeerde kant toe breek. Nee, Macpac skoonvoer. skoonvoer. Ja. Nie die bombooster nie. Nee, nie bombooster nie. Daar's die daar het Okay, jy het nou teruggegaan na absoluut skoonvoer. Ja, ek het net besluit iewers gaan ek van die pad af. En ek moet terugkom op die pad en om op die pad te kom moet ek back to basics gaan. So toe vat ek skoon bombooster, skoon Macpac, geen bombooster nie. Ek het 'n skoon wit floutie onder en bo gesit. Ek het 'n pypie uitgedruk, velletjie oorgetrek en hom in die skoon amandel gesit en in die amandel kondensmelk mengseltjie wat ek gemaak het. En toe vang ek nou die vis. En ek dink glad nie dit het iets te doen met die dip. Dink dit is die weet nie, kom ons kyk maar, miskien kom die vis nou aan die byt wat ons nou geen niks. Daar was miskien groter vis al wat gewag het. En hierdie ding het al dalk vroeg gebyt. Nou het hy rustig geraak want nou moet ons ook vir die ouens sê die dam is betrek met watter tipe gras kan ou sê. Dis daai lang dit lyk amper soos Ek sal dit gaan Google vir ja, dis maar die ouens ken hom seker baie goed. Maar dis daai lang dryfgras, jy trek hom sommer net van die lyn af. Hy het geen hou vas of slyk of iets nie. Maar om hierdie tipe karps en babers deur hom te trek met 'n 5 pond lyn is nie jou speelmaat Ja, nie. ja, dit is nogal 'n uitdaging. So kyk hoe oulik nou so Johanne die mieliepytjie het hy nou soort van uitgedruk en hy sit die man maak hy vir hom so lekker kombersie, né? Ja, en dan al wat ek doen is ek finish hom net af vir die smaak. Knip ek ook 'n klein koppie en ek sit hom net saam om die hoek vol te kry. Okay. So met ander woorde, daar's nou 'n gewone flou, maar 'n ou kan natuurlik ook 'n geurfloutie as 'n ou wil, né? Ja, jy kan. Ek meen dit was dit het eintlik ontstaan met gegeurde flouties, maar So. Dis 'n bietjie werk, maar Boeta as die vis min byt en jy wil iets ordentlik aan die hoek kry. Dan kyk nou net. kyk die beginsel hier agter is onthou nou die doppie op sy eie dryf 'n bietjie buoyancy en nou het jy die floutie wat ook buoyant is. So nou maak jy die hele setup meer buoyant en Baie netjies.
En snaaks, ek en Red het ook besluit om nou Macpac se, ons het absoluut besluit om Macpac se rigting te gaan. En dit is natuurlik jou, net maar die son net kom, ek daar sê, jou foto kan neem. Kyk, het ons nou gisterand ook lekker geslaapies. Want hier is 'n huis, dis net die sitkamer, eetkamer hier voor, tot deur agter is die kombuis en dan 2 slaapkamers daar links uit. Deur agter slaapkamers, hier voor slaapkamers en dan het hy hierdie verskriklike spreiligte wat 'n mens kan gebruik in die aand om jou polismanne te sien, maar hierdie huis se interieur, jy wil jou vrou en kiddies wil jy hier na toe bring. Dit is absoluut 'n moed.